Jesus is koning, dit weet ons, dit glo ons, dit bely ons, dit vier ons. Paasondag, elke Sondag vier ons Jesus se opstanding, sy oorwinning as koning. Maar as ons aan Jesus as koning dink, watter prentjie kom in ons gedagtes op? Ons kan verseker nie aan Jesus as koning dink soos wat ons dink aan moderne konings en presidente nie. Ons kan nie aan hom dink in terme van middeleeuse konings nie, dit was daar maar 'n wrede klomp mense. Ons kan nie aan hom dink in terme van die keiser van destyds, koning Herodes, nee, asseblief. Selfs die konings van die Ou Testament. Wat 'n prentjie kom by my op as ek dink aan Jesus as koning? Uit die aard van die saak moet ons in die Bybel gaan soek vir daardie antwoord. En in die Bybel kry ons verskillende prentjies van Jesus as koning. Kyk, Openbaring se prentjie van Jesus as koning is hierdie tipiese wat ons het. 'n Jesus met die kroon, wit klere, engele, skares wat sy lof besing. Maar ons kry ook ander prentjies van Jesus as koning. Een spesifiek wat baie anders is, en dit kry ons in die Markus Evangelie. Kom ons lees van Jesus as koning soos Markus hom beskryf. Ons gaan saam lees Markus 15 van vers 16 tot 26 en dan ook van vers 33 tot 39. Die soldate het hom weggelei die paleis, naamlik die Praetorium binne, en die hele kohort soldate byeengeroep. Toe trek hulle vir hom 'n purperrooi mantel aan en sit vir hom 'n doringkroon op wat hulle gevleg het en begin hom spottend groet. Gegroet koning van die Jode. Hulle het hom herhaaldelik met 'n riet oor die kop geslaan, op hom gespoeg en knielend aan hom eer bewys. En nadat hulle hom bespot het, het hulle die purperrooi mantel afgehaal en sy boklere vir hom aangetrek. Hulle lei hom toe weg om hom te kruisig. Hulle het 'n verbyganger, 'n sekere Simon van Sirene, wat van die platteland gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Hulle bring Jesus toe na die plek Golgotha, wat as dit vertaal word, kopbeenplek beteken. Hulle wou hom wyn gemeng met mirre gee, maar hy het dit nie geneem nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy boklere deur daaroor te loot, oor wie wat sou neem. Dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. Die inskripsie van die aanklag teen hom is bo hom aangebring, die koning van die Jode. En dan lees ons vers 33 tot 39. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani, wat as dit vertaal word beteken, my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle, kyk, hy roep Elia. Iemand het gehardloop, 'n spons met suurwyn deurweek en dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink, met die woorde, wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur van bo tot onder. Toe die centurio wat reg oorkant hom gestaan het, hom sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik seun van God. Markus Evangelie, die eerste evangelie wat geskryf is, 'n baie kort boek, basies 16 hoofstukke, eintlik 15 in 'n paar verse. En van hierdie 16 hoofstukke wy Markus 2 aan die laaste dag en 'n half voor Jesus sterf. Wat vir ons wys dat daardie dag vir Markus baie belangrik was. Markus skryf in hoofstuk 11 van die intog in Jerusalem, dis die Sondag voor die opstanding, voor die kruisiging. Jesus gaan in Jerusalem in, die skare huldig hom as koning, hulle roep Hosanna, hulle verwag hom as die koning wat sal kom. Jesus gaan die tempel in, hy reinig die tempel, ons ken die geskiedenis, ons weet wat daar gebeur het, en Jesus leer die mense van die belangrikste goed in die Bybel kry ons daar, van die gelykenisse, van Jesus se beskrywing van die laaste dae, die groot verdrukking, al hierdie dinge, en dan ook natuurlik baie vrae wat hy antwoord, soos die vraag oor belasting, die vraag oor die groot gebod. In hierdie tyd draai die gety teen hom, en dan begin die mense saam sweer om hom
te kruisig. En dan uiteindelik, hy stel die nagmaal in, as hy die laaste Paasfees saam met hulle vier en Jesus word gevange geneem. Hy word verhoor en dan het ons hierdie toneel van Jesus se kruisiging. Eintlik begin dit 'n rukkie voor die kruisiging. Jesus is in die hande van die soldate. Wat verwag die soldate van hom? Wat sien hulle in hom? Interessant, die skare, die mense, was teleurgestel in hulle verwagting. Daar's hierdie spanning. Sondag sê hulle Hosanna, Vrydag sê hulle kruisig hom. Die soldate, hulle het niks met die Jode en hulle geloof te doen nie. Die soldate verveel seker nou maar, sien geleentheid vir 'n bietjie pret. Hierdie man wat dan nou volgens sy beskuldiging die koning van die Jode is, word aan hulle lot oorgedra. En hulle gebruik die tyd om 'n bietjie te spot. En nou is Markus baie fyn. Hy wys hoe die soldate spot. En dan wys hy vir ons iets baie snaaks, die ironie. Alles wat hulle sê is waar. Wat Markus vir ons doen is, hy wys die neerhalende spot met Jesus. En dan wys hy vir ons hoe dat dit eintlik die waarheid is. Ek wil hê dat ons na hierdie gedeelte kyk, letterlik kyk, prentjies. Maar ons gaan na die prentjies kyk. Aan die een kant, wat sien die soldate? Die soldate sien iets waarmee hulle kan grappies maak, bietjie tyd verdryf, iemand met wie hulle kan spot. En Markus sê vir ons, sonder dat hulle dit besef het hulle die waarheid gepraat. Die soldate kyk vanuit een hoek, Markus kyk vanuit 'n ander hoek, en Markus wil hê ons moet saam met hom kyk. Nie na wat die soldate sien nie, of laat ek sê, nie wat die soldate aanvanklik sien nie, maar wat volgens Markus die werklikheid is. Die eerste prentjie is die kleed wat hulle vir hom aantrek. Hulle trek vir hom 'n pers mantel aan. Matteus sê dit was so 'n rooi pers. Mense kan nou maar dink dis 10-1, een van die ou soldate mantels wat daar gelê het, vat die ding en sit vir hom om, want konings het destyds persmantels gedra. As konings gekroon is hierdie mantel om hulle gesit en hulle is dan erken as koning. Wat doen die soldate? Spottenderwys trek hulle vir hom 'n ou perslap aan en kroon hom daardeur as koning. Wat sien Markus? Wat sien ons? Hulle was reg. Hulle het dit spottenderwys bedoel, maar hulle was reg want hy is die koning. Dink ek aan Jesus as koning, dan moet ek daardie spottery van die soldate in my gedagtes sien, maar ek moet verder kyk as hulle. Ek moet kyk na Jesus wat daar staan en toelaat dat hulle so met hom spot. Die mantel word oor hom gegooi, die volgende word op hom afgeforceer, 'n kroon van dorings. Hulle het doringtakke gevat en 'n kroon gevleg, en as ek soldate ken, het hulle seker maar lekker gevloek terwyl hierdie dorings hulle gesteek het. Dan vat hulle hierdie kroon en forceer dit in Jesus se kop in. Dis vir hulle 'n grap. Dis vir hulle so 'n bietjie opwinding, lekker, bietjie bloed wat hulle kan sien voor die tyd. Maar wat sê Markus? Markus kyk na hom en sien in hom die koning. Nie die koning met 'n goue kroon nie, maar die koning met 'n doringkroon. Wat sien ek en jy as ons na Jesus kyk? Ek dink die meeste prentjies beeld hom tog uit met die kroon. Dis die kroon wat ons koning terwille van ons gedra het. Dan gaan die soldate verder, hulle vat 'n stok, slaan hom, spoeg op hom, spot hom, en dan, op 'n baie neerhalende manier, buig hulle voor hom as koning. As 'n koning destyds gekroon was, kyk jy die keiser gehad. Die keiser was die magtige een. Hy is gesien as die seun van God, 'n goddelike wese amper, die keiser. En dan het hy onder hom natuurlik mense gehad wat geregeer het, want dit is van Brittanje af tot hier in die beloofde land Palestina,
waar hy dan nou mense het wat namens hom regeer het. Baie van hulle was gouverneurs, hulle het verskillende name gehad, en daar was dan natuurlik konings, soos koning Herodes. So die idee van 'n koning het hulle geken, 'n koning nie so belangrik soos die keiser nie, maar tog 'n baie belangrike iemand. As die koning gekroon word, dan word die persmantel oor hom gesit, hy kry 'n kroon en die mense buig in respek voor hom. Wat doen die soldate? Hulle buig in spot voor Jesus. Vir ons is dit verskriklik. Ek is ontsteld oor daardie soldate wat Jesus gespoeg het en handkastig voor hom buig. Maar Markus sê, kyk mooi. Wat hulle doen is die regte ding. Hulle doen die regte ding maar as 'n spot. Maar in hulle spottende onwetendheid buig hulle voor die koning van die heelal. Ek kyk na hierdie prentjie deur Markus se oë en ek sien hoe Jesus werklik waar daar staan met sy foospersmantel, met sy doringkroon en met die soldate wat spottend voor hom buig. En ek sien maar hy is die koning. Dit is die koning wat ek dien. Die storie gaan dan verder. Hulle lei hom uit en as hy gekruisig word, dan sit hulle bo hom 'n bordjie, die aanklag teen hom, die koning van die Jode. Hoekom doen hulle dit? Daar staan dis sy aanklag, maar dis deel van die spot. Die kruisiging was baie vernederend. Hulle het mense sonder 'n draadklere gekruisig, jy daar gehang in jou vernedering. Die simbool van die kruisiging was, jy het nie plek in die hemel nie, jy het ook nie plek op die aarde nie, so jy hang hier tussen hemel en aarde. En dan, 'n mens kan daardie pyn indink nie. Daardie pyn van die kruisiging. Daar hang hierdie bespotlike, veragterlike, soos wat hulle gedink het, misdadiger. Ons moet onthou, gewone doodstraf het beteken steniging. Kruisiging was die ergste vorm van doodstraf wat daar was. En dan staan daar bo die koning van die Jode. Hoekom het hulle dit gedoen? Ek dink aan die een kant nie net om Jesus te verneder nie, maar om die Jode te verneder. Om te sê, julle dink julle is belangriker as die keiser. Hier is julle koning. Hierdie spottende woorde. Maar as ons deur Markus se oë kyk, dan sien ons, maar dis die waarheid. Nie net die koning van die Jode nie, maar die koning van alle konings. Die koning wat magtiger is as die keiser. Markus begin sy evangelie deur vir ons te sê, hierdie is die begin van die evangelie van Jesus Christus, die seun van God. Onmiddellik kom Markus en, as ek die woord kan gebruik, hy challenge die keiser, of vir die keiser te sê, jy dink jy is magtig, jy het nog nie met Jesus te doen gekry nie. Daar het ons dan nou hierdie prentjie van die koning, Jesus as koning, met sy vernederende kleed, met sy pynigende doringkroon, met die soldate wat hom spot en met 'n bordjie wat neerhalend na hom wys as die koning van die Jode. 'n Groot grap. Die soldate kyk na Jesus en hulle sien die grap, Markus kyk en hy sien die werklikheid. Dit is die koning. En nou kom ons by een van die verrassendste, mooiste gedeeltes wat ons seker in die Bybel kry. Ek mag dit nie so sê nie, maar ek dink julle verstaan wat ek bedoel. Dit is verstommend mooi. Mense kry hoendervleis as jy daaraan dink. Die hele tyd kry ons die soldate se siening van Jesus, 'n lekker spot. Markus se eerbiedige hartseer, maar dit is die werklikheid. Die verskil tussen die soldate en die werklikheid. Markus en ons sien die werklikheid. En dan gebeur daar iets baie interessants. Daar kom 'n stadium waar die soldate ook die werklikheid sien. En wanneer is dit? Ek wil hê ons moet dit saam lees. Vers 37 tot 39. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die heiligdom is in twee geskeur, van bo tot onder. Toe die centurio wat reg oorkant hom gestaan het, hom sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik seun van God.
Ek dink met reg kan 'n mens sê hierdie is die hoogtepunt van die Markus Evangelie. Kyk, die hele kruisiging sou absoluut niks gewees het sonder die opstanding nie. Dis hoekom ons Sondag Jesus se opstanding vier. En inderdaad, Markus noem die opstanding. Hoekom is die opstanding vir Markus so belangrik? Dis belangrik want alles wat ons tot dusver van Jesus gesien het, sy koningskap met die kleed, die kroon, die onderdane wat buig, die bordjieboom, dit alles sou 'n spot gewees het, as dit nie vir die opstanding was nie. Want deur die opstanding het Jesus gewys, hierdie goed is die waarheid. Die spottende kleed, nee, hy is die koning. Daardie pynigende kroon, hy is die koning. Daardie mense wat in spot voor hom gebuig het, almal sal eendag voor hom buig, want hy is, soos wat die bordjie sê, die koning van die Jode. Meer as dit, hy is die koning van die heelal. Die opstanding is ongelooflik belangrik, maar van die opstanding tot die einde van Markus Evangelie is maar 8 verse. Dit sê vir ons dat ons na die kruis moet kyk in die lig van Jesus se opstanding. En dan het ons 'n prentjie van wie Markus vir ons sê die koning is. Markus sê dit, ons glo geïnspireer deur die Heilige Gees, en dis hoekom hierdie so 'n besonderse einde van die kruisiging toneel is. Die hele tyd sien ons hierdie spanning tussen dit wat die soldate dink en dit wat die werklikheid is. En wat presies in hulle koppe aangaan, weet ons nie. 'n Soldaat is 'n anderste soort ding. Die centurio, hy is ook nou net 'n soldaat, hy is nou nie 'n spesiale een hier by Pilatus nie. Hy is een van die soldate, hy is so in beheer van hulle, en uit die aard van die saak het hy hierdie storie dopgehou. En ek dink dis wat vir Markus vir ons wil sê. As jy hierdie storie dophou, en jy kyk na Jesus, die manier waarop Jesus alles aanvaar, die manier waarop Jesus sterf, dan kan jy nie anders nie as om te sien, ons het gespot, maar ons het werklik met die seun van God te doen. Ons het gedink, hierdie koningsstorie is maar net nonsens. Dit het hierdie Romeinse soldaat uitgevind is die werklikheid. Interessant, in die Markus Evangelie is hy die eerste een, die eerste mens wat Jesus as seun van God erken. Markus self sê dit, heel in die eerste vers in die Evangelie. God sê dit van Jesus. Demone en besetenes sê dit. Maar hier is 'n mens, nie 'n Jood nie, nie 'n Fariseer nie, nie een van die disippels nie, nie een van die skare wat gesê het, Hosanna vir die koning nie. Maar 'n Romeinse soldaat wat insien, hier is die seun van God. Dis ongelooflik om te dink, ek behoort aan die koninkryk van so 'n koning. Alle koninkryke, alle republieke, alle presidentskappe, alle hierdie goeters het te doen met mag, het te doen met magsmisbruik, het te doen met vrees, het te doen met dwang. Hier kom die koning en hy laat mense mors met hom. Hoekom? Want hy het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Hy het gekom om te red. Hy het gekom om sy lewe te gee vir die mense wat sy onderdane is. Dit sê alles oor die koning. En dit sê alles oor die koninkryk van God, waarvan ek 'n deel is. Hoe lyk jou koning? Ek kan vir jou uit Markus Evangelie wys, hoe lyk my koning? Hoe lyk my burgerskap aan sy koninkryk? Dis die uitdaging wat ons het om nou te leef as burgers van die koninkryk van hierdie besondere koning. Amen. Dankie Here dat U die koning van die konings is, die Here van die Here. En dankie Here dat U vir ons kom wys het aan die kruis. Hoe lyk U koningskap? Here, ons kan dit nie dink nie. U wat die Almagtige is, U wat die skepper is van die hemel en aarde. So het U vir ons kom wys, nie net hoe lief U ons het nie, maar U het vir ons 'n kykie gegee in die koninkryk wat U hier op aarde kom vestig het. Help my om te leef waardig 'n burger van U koninkryk. Amen.
Die genade van ons opgestane Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.